Kom ons bid saam. U is ons Vader. Here Jesus, U is ons Verlosser. Heilige Gees, U is ons Trooster. En U, o Vader, Seun en Heilige Gees, is God met ons, nou en vir altyd. En uit die diepste dieptes van ons menswees, buig ons met ons lewens voor U. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding wat ons sou kon genereer. Dankie dat ons as gemeente ook op hierdie dag by mekaar kan wees. Ons dink aan die siekes van hierdie gemeente en ons bid dat U ook met elkeen van hulle sal wees. Ons bid ook vir paas en oupas en elke man wat 'n rol speel in 'n kind en 'n jong mens se lewe. Ons bid Here dat U vir hulle sal gebruik tot U eer, dat deur hulle ook U koninkryk op hierdie aarde sal kom. En as ons daaraan dink dat dit môre jeugdag is, dan kan ons nie anders as om ook die jong mense, die jeug van ons gemeente en ons kerk, maar van ons land en dwars oor die wêreld, voor U te kom neerlê en sê, Here, ons is so ver verwyder van wat hulle beleef, dat ons maar net kan vertrou, dat U ons sal gebruik, maar in besonder, o Heilige Gees, dat U hulle ewige gids en leidsman sal wees. Vanoggend hier in die erediens, saam om ook uit U woord te leer, bid ons Heilige Gees, dat U ons almal, elkeen, se leermeester sal wees. Dat U self aan die woord sal kom deur die lees van U woord en ook deur die prediking. En dat U vir ons slegs sal laat onthou wat U dink belangrik is. Amen. Verlede Sondag het ons nou Pinksterdag, Sondag gevier. En ons gelowiges wat so 'n bietjie in die Calvinistiese stroom swem, so die NG Kerk in 'n groot mate, is bietjie skugter om oor die Heilige Gees te praat. En een van die redes daarvoor is dat in die vorige eeu, in die begin van die vorige eeu, het die Pinksterbeweging ontstaan. En die Pinksterbeweging het 'n denominasie, wil ek sê, op hulle eie geword, wêreldwyd. En die Pinksterkerke het geweldig baie klem op die Heilige Gees geplaas. Soveel so, dat die gereformeerde teologie eintlik begin sê het, ons moet baie versigtig wees vir die manier waarop ons die boodskap van die Heilige Gees verkondig, want die manier waar dit op hierdie stadium gebeur, is 'n emosionele opsweepery, en mense gaan heeltemal oorboord, en daar gebeur dinge wat ons nie regtig kan terugbring na die woord toe en sê, dis hoekom dit gebeur nie. Dis nog steeds waar. Maar
soos die pendulum altyd swaai, né? Hy swaai van daai kant af, dan stop hy nie hier in die middel, hy swaai weer deur na die ander kant toe. Daai pendulum het heeltemal oorreageer, tot op die punt wat die Heilige Gees amper nie 'n tema is in die NG Kerk nie. Dat Pinkstersondag in baie kerke verbygaan, sonder dat daar eintlik 2 sinne oor die Heilige Gees gesê word. En dit is ook nie reg nie. So ons moet ergens hier in die middel, moet ons tuiskom rondom die Heilige Gees. En ek kan so 'n bietjie daar rond beweeg in my teks, in my prediking vanoggend. Nou, interessante ding wat ek nou geleer het, ook maar vir die eerste keer, is, kyk, ons weet op Pinksterdag was daar mense uit alle nasies in Jerusalem. Daar was natuurlik die Jode in die eerste plek, maar daar was ook proseliete, en dis nou maar 'n groot woord wat sê, dis die mense uit ander volke en ander nasies wat nou die Joodse geloof aanvaar het. En op hierdie feesdag was hulle in Jerusalem. En die naam van die feesdag is Shavuot. En die fees is die fees waarop God die wet vir Moses gegee het. Daarom was hulle daar. Een van die groot feesdae in die Joodse godsdienst. En dit is nogal baie interessant, want uit Jesus se lering, toe hy op aarde was, en dan nou die res van die Nuwe Testament, is dit duidelik dat die wet, soos dit in die Ou Testament hanteer is, nou oorbodig is. Ons moet mooi verstaan, dat dit beteken nie dat Exodus 20 oorbodig is nie. Dit gaan oor hoe dit geïnterpreteer is, hoe dit geïmplementeer is, en wat 'n geweldige las daar dan nou op die Joodse gelowiges geplaas het. Daai is nou oorbodig. En nou is dit so interessant, dat dit die dag is waarop die Gees uitgestort is. En dan sou Paulus, 'n paar jaar later, sou Paulus sê, die wet is deur die Gees van God op ons harte geskryf. As ons terugbring na Jesus, vir wie hulle wou vasvra met strikvra, toe hulle gesê het, maar wat is die grootste gebod in die wet? En wat eintlik vra is, verstaan ons nou, is wat is die grootste gebod in ons verstaan van die wet? En dan verwys Jesus hulle terug na wat hulle self geskryf het en sê, maar die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Deuteronomium. En dan haal hy Levitikus aan en sê, en jou naaste soos jouself. Alles saamgevat. En dit is op ons harte geskryf. Deur die Gees, op Pinksterdag, en deurlopend tot vandag toe. So, ek dink, terwille van Pinkster, moet ons hierdie ook raak sien, dat die Gees uitgestort is, nie net oor Jode nie. Maar as jy nou byvoorbeeld in Handelinge 2 gaan lees, waar die gebeure opgeteken is, dan staan daar van al die nasies wat daai dag daar teenwoordig was. En ek het nou getel, en dit lyk, wel, dis meer as 10 lande, meer as 12 lande, waaruit mense daardie dag in Jerusalem was. En elkeen van hulle lyk anders, hulle trek anders aan, hulle praat ander tale, en oor hulle is die Gees uitgestort. Ek gaan net nou nog 'n bietjie meer
daaroor sê. So, die Gees is uitgestort oor 'n verskeidenheid mense. En nie net sekere mense nie. Almal. En as ons by Jesus se gebed kom, gaan ek terugval daarop. So, saam met die kerk oor al die eeue, vier ons dan in hierdie tyd die werklikheid van die Gees wat uitgestort is. En die NG Kerk se poging met Pinksterdienste was ook om te sê, maar hierdie is 'n tyd waar die disippels stil was, onttrek het van die samelewing om te wag op die Gees wat Jesus beloof het. En in dieselfde tyd wat die Pinksterbeweging in Amerika ontstaan het, het die Pinkster eredienste in Suid-Afrika ontstaan, van die donderdag van Hemelvaart tot die Sondag van die Pinksterfees. Die mense wat nou omtrent my ouderdom en 'n bietjie ouer is, onthou dis hoe ons Pinksterdienste geloop het. Ons het die donderdag aand begin en ons het elke aand 'n diens gehad tot die Pinkster Sondag. Dis hoe dit begin het, maar dit was 'n nadink en oor die rol van die Gees in die kerk van die Here Jesus. Dis waaroor dit gegaan het. En daar het ons weer die bal so bietjie laat val, want dit gaan oor baie ander goed. Maar dit gaan nie oor die regte verstaan van die Heilige Gees nie. En wanneer die Gees uitgestort word, dan gebeur daar iets besonders. 'n eenheid kom tot stand. En die bron van hulle eenheid is hulle geloof in die drie enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die bron van hulle eenheid. En eenheid is dan, wat ons op Pinksterdag beleef, is dat eenheid is 'n geskenk uit die hand van God. Ons het niks gedoen om die Gees te verdien nie. Nie een van daai 3000 mense wat op daardie dag tot die kerk toegevoeg is, het die Gees verdien nie. En ons moet versigtig wees om die ontvangs van die Heilige Gees so te verkondig dat dit 'n verdienste word, dat ek eers iets in my eie lewe moet doen voordat ek kan sê, maar ek is die Heilige Gees is in my, of dan soos die Pinksterkerk dit maar sê, ne, ek is met die Gees gedoop. Elkeen van ons wat in God glo, het die Gees. En die Gees kan nie in stukkies gesny word dat die een min het en die ander een baie nie. Almal het eweveel van die Gees. Dit moet ons altyd onthou. Dit moet nog weer en weer en weer vir mekaar sê. Ja, ons onderdruk die werk van die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees in sy volheid woon in elkeen van ons. Nou, ek het spesifiek vanoggend, ek gaan nou nie Handelinge 2 lees nie, vir ingeval dit verlede Sondag gebruik is, maar ek gaan Johannes 17 gebruik. Johannes 17 het ek net ook gesê, die hoëpriesterlike gebed van Jesus Christus. Jesus alleen met sy disippels in die bovertrek. En in die Johannes Evangelie in besonder is dit vir 'n baie lang tyd. Definitief nie net een aand nie. Maar dit wil eerder lyk asof daar daai bovertrek vir 'n langer tyd vir hulle beskikbaar was. En daar in daai week het hy die meeste tyd aan sy disippels spandeer. En op 'n stadium dan begin hy om vir hulle te bid. En in hierdie gebed ontdek ons hoe Jesus nie net vir sy disippels daar in die bovertrek bid nie, maar vir elke disipel
deur al die eeue. Vir elkeen van julle, vir elkeen van ons, wat hier is vanoggend, geld hierdie gebed. En ons moet dit so aanvaar. En dan gaan ons ook ietsie sien van die waarmaak van hierdie gebed in die lewe van die kerk. Dit wel die lewe van die kerk en nie noodwendig die lewe van die disippels nie. Ek lees, die woorde is op die skerm. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Tot sover lees ons hierdie gebed. Nou, ek dink is duidelik waaroor die gebed gaan. Gaan oor eenheid. Maar Jesus fokus op die eenheid wat daar bestaan tussen hom en die Vader. Maar as mens die hele al 6 hierdie verse lees, dan op 'n stadium voel jy ek verstaan nou niks meer van hierdie eenheid nie. Al wat ek weet is daar's 'n eenheid, maar as jy vir my vra om vir jou te verduidelik wat dit is, dan weet ek eintlik nie wat om te sê nie. Al wat ek weet is daar's eenheid. Nou is 'n algemene verwarring oor hoe verstaan ek die drie eenheid. Ek gaan net nou meer daaroor sê. Maar hierdie gebed sê dat die unieke eenheid wat daar tussen God die Seun en God die Vader bestaan, is ook bedoel dat daar in die kerk sal wees, dieselfde vorm van eenheid. 'n eenheid wat vir mense onverklaarbaar is. Maar hoe kry julle dit reg om ten spyte van alles nog steeds een te wees? En ons antwoord is, ons weet self nie. Ek wens maar daardie eenheid het bestaan. Maar ongelukkig is dit droom. Maar dit beteken nie ons moet opgee hieroor nie. Die kern van die gebed is in hierdie een enkele woord. Eenheid. Tog bly dit, al is dit onverstaanbaar en moeilik om te verwoord, bly dit besonders. Hoor weer, die bewoording. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is en ek in u. Kyk, net daai is genoeg om baie mense, en dikwels myself ook, te verwar. Net daai.
U is in my, maar ek is ook in u. Hoe verduidelik mens dit? Hoe verklaar jy dit? Bring onsekerheid, né? Maar dan gaan hy 'n bietjie verder en hy sê, dat hulle ook in ons mag wees. So die eenheid waarvoor Jesus bid, is nie 'n eenheid net tussen mense nie. Maar dis 'n eenheid wat ook deel word van dit wat Jesus sê, u in my en ek in u en hulle in ons. Dis baie gekompliseerd. Maar kom ons leef daarmee vir 'n oomblik. En dit het 'n doel, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. So, laat hulle almal een wees, soos ons een is, en sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Dis waaroor dit gaan. Die doel van die kerk skuif so dikwels. Ek onthou die dosent wat nou vir my van gemeentebou geleer het altyd gesê, 'n gemeente en 'n kerk behoort eintlik nie 'n visie te hê nie. As dit een visie, sodat die wêreld kan weet dat God sy seun gestuur het. Dis hoekom ons is, dis hoekom ons bestaan. Vir niks anders as net dit nie. So, Paulus sou later kom in hierdie eenheid nog 'n bietjie op 'n ander manier beskryf, wanneer hy sê, dis nie noodwendig een kerk nie. Maar hy sê, dis een Here, een geloof, een hoop, een doop. Dis hoe Paulus dit verstaan het. En dis iets van hierdie eenheid waarvoor Jesus bid. So kom ons staan net vir so 'n oombliekie stil by die hele gedagte van die doel. Die doel waar Jesus dan sê, ek bid dat hulle een mag wees. Daardie teks wat ons nou net gelees het. Daardie teks, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Dit sê net dat die eenheid sigbaar moet wees. Hier sê Jesus niks van getuies wees nie. Niks. Hy sê net die manier van bestaan. Die eenheid moet vir die wêreld al sê, God het sy seun gestuur. Nou is dit maklik om hier op voetsoolvlak nou die synodes en wie ook al te beskuldig dat die kerk deur hulle optrede nie meer een is nie. Maar dit is iets waaroor ons baie bekommerd moet wees. Maar hoe lyk die eenheid in 'n plaaslike gemeente in Rietfontein Suid vanmôre? Wat doen ons om seker te maak dat mense nie hulle rug op ons draai nie? Bevorder ons eenheid of belemmer ons die eenheid? Dis die vraag. En kyk, nou moet ek daarom ook weer sê, daarmee saam, dis nie altyd die gemeente se skuld nie. Partykeer, hoe sal ek dit nou formuleer? Is daar so iets van 'n liggeraaktheid? Dat as die dominee nou nie sy huisbesoek doen, soos ek dink hy dit behoort te doen nie, dan gaan soek ek vir my ander gemeente. Ek onthou toe ek in Waverley gemeente gekom het, die week voor ek my intreepreek sou doen, bel iemand my en vra of hulle kan kom kuier, hy en sy vrou. Wel ek dog toe, dis nou lekker vriendelike kuier in julle. Toe hulle daar instap en ons die tee gemaak het en ons nou begin kuier, toe haal hierdie ou so lysie uit sy sak uit. En hy sê, Dominee, hoe doen jy huisbesoek? Nou, ek is al
kom al 'n paadjie saam met die kerk. Ek sê, hoekom vra jy? En hy sê, want ek dink dit behoort so gedoen word. Ek sê vir nee, ek gaan dit nie so doen nie. Dan sê, goed, hoe hanteer jy die tieners? En ek vra vir hom, hoekom? Hy sê, want ek dink dit moet so gebeur. My antwoord was gewoon, hoor die vandag se tieners is nie meer soos ons was, toe ons tieners was nie. Wat vir ons goed en mooi was, toe ons tieners was, is vir hulle vreemd. Wat probeer hierdie mense doen? So, ek sê nee, ek gaan dit ook nie so doen. En so was dit 'n redelike lang lysie wat ek nie aan hulle vereistes voldoen het nie, en hulle het nie my intreepreek bygewoon nie, om by ander gemeente gaan inskakel. En met ander woorde, die kerk maak foute, ja. Groot foute. Maar ons moet ook as gelowiges 'n stuk verdraagsaamheid met mekaar leer, sodat ons die eenheid kan bewaar. Maar dit gee nooit vir die kerk toestemming om te maak soos hulle wil en nie om te gee vir ander nie. So, die doel is sodat die wêreld sal weet, en ek kan nou al vir julle sê, dat mense draai hulle rug op die kerk, omdat die eenheid afwesig is. Dis hoekom mense hulle rug op die kerk draai. En ons sal moet besef, dit raak die kerk se getuienis in die wêreld. Ons maak geen indruk meer op die gemeenskap waarbinne ons lewe nie. Want ek weet nie hoe lyk dit hier nie, maar ek vermoed is omtrent dieselfde. Maar binne 'n kilometer radius van Waverley gemeente is daar 32 Christenkerke, waarvan 3 NG is. I rest my case. Ons het dit nie gemaak. Maar die doel van die uitstorting van die Heilige Gees is om daardie eenheid in gemeentes tussen gelowiges te versterk en te behou. Dis die doel van dit wat op Pinksterdag gebeur het. Dat die eenheid 'n sigbare getuienis sal wees, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, dis hoekom dit gebeur het. Dat die wêreld hierdie sal weet. En dat die wêreld sal verander. En dat die wêreld sal aansluit by die kerk. Sodat ons eenheid, 'n groter wordende eenheid sal wees. So hierdie, wat doen die Gees dan? Dis nie dat die Gees in ons is en nou is ons een nie, maar die Gees bewerk geloof. So, ons is een, omdat ons in dieselfde God glo. En hierdie God is die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. En ek sê maar net weer, daardie mense 3000 jaar terug. 2000 jaar terug, 3000 mense, hulle het nie almal dieselfde klere gedra nie. Hulle het nie almal dieselfde skoene gedra nie. Waarskynlik was almal kaalvoet, by the way, né? Maar en hulle hare was nie dieselfde nie en hulle velkleur was nie dieselfde nie. Dis uiteenlopend, divers is die naam. So dit is wat op Pinksterdag gebeur het. En elke jaar wanneer ons hierdie dag vier en hierdie tyd vier,
is dit waarheen ons moet terugkom. God se droom vir ons is eenheid. So, Karl Barth het by geleentheid gesê, die eenheid is in die eerste plek, is die eenheid 'n geskenk. Maar in die tweede plek is die eenheid 'n verantwoordelikheid. So, die Gees wat uitgestort word en in elkeen van ons kom lewe, bind ons saam, onlosmaaklik. En jy kan gaan waar jy wil, jy kan maak wat jy wil. Ons bly steeds een Here, een geloof, een hoop. Ons bly een, maak nie saak waar jy op 'n Sondag aanbid nie. Jy het nie 'n keuse nie. Jy is een met my. En jy is een met elke ander een wat in hierdie gebou sit vanoggend. En jy is een met elke gelowige dwars oor die wêreld. Of jy daarvan hou of jy nie daarvan hou nie. Dis hoe dit is. Ons is een. Nou, ons praat so baie oor die drie eenheid, dat ek nogal dink dat daar eintlik baie verwarring hieroor is. So ek gaan in so 'n paar sinne die drie eenheid probeer verduidelik. Julle kan daai net waar is die ding se lig? Daar, julle kan daai sirkeltjies sien, né? OK. Hier op my skerm is hy lyk nou baie duideliker as wat julle hom sien. Maar dit verteenwoordig nou die Vader. God die Vader, né? En God die Vader, ons kan hom ook maar noem God die Skepper. Want hy is die een wat die skepping geïnisieer het. So, God die Vader, God die Skepper. Maar dan ontdek ons toe nou hier in die evangelies en in die Nuwe Testament, alhoewel daar heel party sinspelings hierop is in die Ou Testament, ontdek ons toe nou dat die Seun van God ook God is. Nie minder God as God die Vader. Net soveel God as God die Vader. En God die Vader is nie meer God as God die Seun nie. Albei is volkome God. En dis hoekom ek ook die simbole presies dieselfde laat lyk het. Hulle lyk inderdaad presies dieselfde. En toe, op Pinksterdag, toe kom daar 'n derde een by. En die derde een is toe God, die Heilige Gees. Maar die interessante nou is, dat jy daar 'n oorvleueling sien. En daardie oorvleueling is dan nou daar waar hierdie drie se werk oorvleuel. Kom ek noem een voorbeeld. Met die skepping. Genesis 1 vers 1 en 2. Daar was net chaos. Dis al wat bestaan het. Chaos. En oor hierdie chaos het die Gees van God gesweef. Voordat enige iets geskep is, het God die Gees reeds bestaan. En hierdie Gees word dan nou ook in die vertel van die skepingsverhaal half uitgebeeld met die asem wat God in die neus inblaas van die mens, die kroon van sy skepping. Die enigste wese, geskape wese, in wie die Gees van God woon. En dan kom ons veral by Johannes, en Johannes sê dit op sy eie digterlike manier, sê hy dit, en die woord
wat ons nou al weet, verwys na die Seun. Die woord het vlees geword. Nuwe vertaling sê mens geword, enige is reg. Maar die woord van God het vlees geword en onder ons kom woon. En niks wat bestaan wat nie deur hom tot stand gekom het nie. So, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees was al drie betrokke by die skepping. En dit is, waar is my vriendjie nou? As hy. Dis wat ek. Daar oorvleuel hulle. En daardie word dan die baie interessante, dat alhoewel hulle afsonderlik funksioneer, God die Vader is nie God die Verlosser nie. En God die Verlosser is nie God die Trooster, die inwoner in ons lewens nie. Elkeen funksioneer op sy eie, maar nooit sal die een iets doen wat die primêre doel van die skepping dwarsboom nie. Een doel, sodat die wêreld sal weet dat U my gestuur het. Sodat die wêreld sal weet dat U my gestuur het om die wêreld, die sondaars, met U te versoen. En dan, as ons van God praat, dan sê ons, God is my Vader. En dis die donkerblou op daai prentjie. Maar God is nie net my Vader nie, hy is ook my Verlosser. Dis die so die tussenin blou, dis die Verlosser. En God die Gees is my Trooster. So my Vader, Verlosser en Trooster is op hulle eie, maar hulle saam een. Nooit teen mekaar nie, dis eenheid. En dis die eenheid waarvoor Jesus bid. Dat ons van mekaar kan verskil, dat ons almal nie dieselfde gawes het nie, maar dat almal van ons gawes gebruik met dieselfde doel. Dieselfde doel bly altyd, sodat die wêreld kan weet. As ek 'n koppie tee skink, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. As ek my dankoffer ingooi, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. As ek by enige iets van die kerk betrokke raak, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Daar is geen ander visie nie, daar is geen ander droom nie, daar's geen ander ideaal nie, dat die wêreld sal weet. Dit is op die ou end al waaroor dit gaan. En daarom mag ons in ons eie lewens beleef dat hierdie Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, dat hierdie Gees vir ons gegee is om ons lewens te transformeer. Dit beteken verander. En wanneer Paulus dan hieroor begin praat in heel party van sy briewe, hy praat in feitelik elkeen van sy briewe oor hierdie proses, dan begin hy, die begin van hierdie proses is vir hom Romeine 12 vers 1, gee julleself vir God, sodat God julle denke kan vernuwe, want dit is waar die probleem lê. En wanneer jy jouself vir God gee, sodat God jou kan leer deur sy Gees om nuut en anders te dink, sal die wêreld beleef dat jy verander. 2 Korintiërs 5 vers 17, sodat jy al hoe meer die beeld van Christus in hierdie wêreld vertoon. En dan die bemoediging van 2 Korintiërs 3 vers 18,
wat sê, hierdie proses is nie eens en vir altyd nie. Dis 'n lewenslange proses, waar ons dag vir dag verander word. Maar het is nooit klaar nie. En dis hoekom God vir ons die Gees gegee het, dat ons op hierdie reis saam met God deur die wêreld as individu, maar nooit sonder 'n gemeente nie, sal wys. God het sy seun gestuur, sodat die wêreld sal weet, dat God hom gestuur het. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons besef vanoggend dat die Gees vir ons 'n geskenk is, wat ons nie verdien nie. Maar ons besef ook dat die eenheid vir ons 'n geskenk is, vir ons as kerk, vir ons as gemeente, wat ons ook nie verdien nie. Maar ons bid, Heilige Gees, U wat op Pinksterdag uitgestort is en vandag nog steeds aan die werk is in ons en in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons sal saambind in 'n wonderlike eenheid, sodat ons bestaan as individue, maar veral as gemeente, 'n duidelike getuienis vir hierdie wêreld sal wees. God het jou lief, so lief, dat hy sy seun gestuur het. Amen. Ons laaste lied is lied 532, vers 1, 2 en 3. Ontvang die seën van die Here, dan gaan julle met sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike, troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly.